Baie welkom by Leer Ken God. My naam is Abigail en in hierdie video gaan ons Exodus 33 doen. Verder het die Here met Moses gespreek. Gaan heen, trek hier vandaan op jy en die volk wat jy uit Egipte land laat optrek het, na die land wat ek met 'n eed aan Abraham, Isak en Jakob beloof het, met die woorde, aan jou nageslag sal ek dit gee. En ek sal 'n engel voor jou uitstuur en die Kanaaniete, Amoriete, Hetiete, Feresiete, Hewiete en Jebusiete verdrywe. Na 'n land wat oorloop van melk en honing, want ek sal in jou midde nie optrek nie, omdat jy 'n hardnekkige volk is. Anders sal jy op die weg verteer word. Toe die volk hierdie onheilspellende woord hoor, het hulle getreur, en niemand het sy versiersels aangesit nie. Die Here het naamlik met Moses gespreek. Sê aan die kinders van Israel, julle is 'n hardnekkige volk. As ek vir een oomblik in jou midde sou optrek, sou ek jou vernietig. Nou, in jou midde sou optrek neem ek aan, die Here kom nie nou eers naby hulle nie. Dis hoe ek het verstaan, want hy is nog steeds kwaad. Maar haal nou jou versiersels van jou af, dan sal ek weet wat ek met jou moet doen. Toe die kinders van Israel hulle self beroof van hulle versiersels van die berg Horeb af, en Moses het elke keer 'n tent geneem en dit vir hom buitekant die laar opgeslaan, ver van die laar af. En hy het dit genoem die tent van samekoms. En elkeen wat die Here wil raadpleeg, het uitgegaan na die tent van samekoms wat buitekant die laar was. En as Moses uitgaan na die tent, staan die hele volk op en gaan elkeen aan die ingang van sy tent staan. Dan kyk hulle Moses agterna, tot hy in die tent ingegaan het. En as Moses in die tent ingaan, kom die wolkkolom af, en gaan by die ingang van die tent staan, en dan spreek hy met Moses, hy hoofletter. Dan spreek die Here met Moses van aangesig tot aangesig, soos 'n man met sy vriend spreek. Ek onthou, toe ek Genesis gelees het, en van Abraham, ek het gewaar dat God het 'n baie nice verhouding met Abraham gehad, maar ek moet sê, Moses, wow, ek het nie gedink, God het so 'n verhouding met Moses gehad, ek leer dit maar nou, dit is vir my nogals baie awesome. Die feit dat die Bybel sê, dan spreek die Here met Moses van aangesig tot aangesig, soos 'n man met sy vriend spreek. Dis baie intens, dit wys, dit was nie, dit was soos, soos wat 'n man met sy vriend spreek, dis wat die Bybel sê. En dis, ek dink julle besef nie, ek weet of julle besef nie, dalk besef julle, maar dit sê vir my dat Moses was baie na aan God. Baie na aan God. Sjoe. Daarna gaan hy na die laar terug, maar sy dienaar, Josua, 'n jong man, die seun van Nun, het hom nie uit die tent verwyder nie. Toe het Moses met die Here gespreek. U sê nou wel aan my, ek moet hierdie volk laat optrek, maar u laat my nie weet wie u saam met my sal stuur nie. Hoewel u gesê het, ek ken jou by die naam, en jy het ook genade in my oë gevind. As ek dan nou genade in u oë gevind het, maak my dan tog u weer bekend, dat ek u kan ken, sodat ek genade in u oë kan vind, en bedink tog dat hierdie nasie u volk is. En hy antwoord, moet ek self meegaan om jou die rusplek te verskaf? Toe sê hy vir hom, as u nie self meegaan nie, laat ons dan nie hier vandaan optrek nie. Want waaraan sou dan bekend word dat ek genade in u oë gevind het, ek en u volk?
Is dit nie daaraan dat U met ons saamtrek nie? So, sal ons, ek en U volk onderskeie wees van elke volk wat op die aarde is. Toe sê die Here aan Moses, ook hierdie versoek wat jy uitgespreek het, daaraan sal ek voldoen, want jy het genade gevind in my oë, en ek ken jou by die naam. Daarop vra hy, laat my tog U heerlikheid sien. Maar hy antwoord, dis nou die Here nê, ek sal al my majesteit by jou laat verbygaan en voor jou die naam van die Here uitroep, maar ek sal genadig wees vir wie ek genadig wil wees, en my ontferm oor wie ek my wil ontferm. Verder het hy gesê, jy kan my aangesig nie sien nie, want geen mens kan my sien en bly lewe nie. Ook het die Here gesê, kyk hier is 'n plek by my, waar jy op die rots kan gaan staan, en as my heerlikheid verbygaan, sal ek jou in die skeur van die rots stel, en jou met my hand oordek, totdat ek verbygegaan het. En as ek my hand wegneem, sal jy my van agter sien, maar my aangesig kan nie gesien word nie. Ek vra om verskoning, want onthou julle toe God afgekom het met die wolk, met die vuur op die berg van Sinai. Toe Moses, want Moses het Eksodus geskryf, toe het Moses geskryf oor iets van God se voete, ek dink is nie marmer nie, mandelsteentjies, ietsie van steentjies, blou steentjies of ietsie. En toe sê ek, maar as hy so lank met God vertoef het, moet hy sekerlik vir God gesien het. Maar ek was verkeerd, ek vra hom vergifnis, Here, duidelik het hy nie vir God gesien nie, God sê, jy kan my nie sien nie. So, ek was verkeerd, jammer julle. Hier is, dit is nie kort nie, maar dit voel vir my so kort, dit flip en hel. Hierdie ding was nou baie kort. Ek kan nie genoeg kry nie. Ek kan nie genoeg kry van die Bybel nie. Ek kan nie genoeg kry om verder en verder te lees en meer te weet van God nie. Dit is dit is die einde van Eksodus 33 julle. Tot die volgende video.